Goeiemôre, good morning. Ons hoop julle is uitgerus en gereed om hierdie dag met 'n positiewe houding aan te pak. Lekker positief, ja man. Vandag is nogal immers die 29ste Oktober en op hierdie dag in 1929 het die berugte Wall Street ontploffing ontploffing, noem het, hy het in duie gestort en dit het bekend gestaan as Black Tuesday, Swart Dinsdag. Ja, die begin van die Groot Depressie. So interessante feit wat jy daar met ons Is daai vir jou positief genoeg? Weet jy, soos ek gesê het, positief. In elk geval, hier is waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Die stigter en bedryfshoof van die Academic Institute of Excellence, Leon Smalberger, kom kuier by ons. Arnold gesels met die legendariese Gogga Adams. Ons kuier by Shucks, Leon Schuster. Ons gaan troukoeke op die proef stel en Robbie Wessels kom kuier in die ateljee. Daar is dit en nog baie meer, maar dit is nou eers tyd vir ons oggendpraatjies. So ek wil net weet, dat jy by Leon gaan kuier het jy vir ons sê oom? Ek het nie vir hom oom gesê nie. Dink jy ek moet? Jammer oom Leon. Daar sê. Wag, oom Leon, of jy weet, een oubaas. Noem jy hom oom? Nee, Leon. Maar partykeer kry ek myself ook, seker toe ek hom so leer ken het, was dit ook oom. Wie is jou oom? Maar lekker, ek sien uit na daai netjie. Ja, ek dink amper hy is nou ingeskakel. Hy het gesê hy gaan regstreeks inskakel, so. In daardie geval, goeiemôre, oom Leon. Nou ja, Pieter, jy het vir ons 'n interessante storie dan. Ja, ek deel graag interessante stories. Jy weet, ek wil net weet, het jy nou al een van hierdie apps gebruik vir fiksheid, jy weet, om te kyk hoe jou hart klop en altyd. Ek is nogal so 'n bietjie behept daarmee, moet ek sê. En werk dit vir jou? Ek meen, kan jy dit glo? Vertrou jy nog al die data wat dit vir jou bymekaar maak en Ek het dit vertrou tot onlangs toe ek gekyk het na die hoeveelheid slaap wat ek glo ingehaat het of ingekry het en die wonder ek of my horlosie nie dalk 'n bietjie vervang moet word nie. Ja. Maar ja, nee, ek vertrou dit gewoonlik en dis maar al waarop 'n mens kan staat maak. Kyk, as ek my bril opsam met jy weet, ek kom met 'n storie, maar hoor hierdie storie. Ernstig. Navorsing wys dat fiksheidstoepassings en allerlei dinge wat kalorieë tel en jou oefensessies monitor soms meer frustrasie as motivering bring. Gebruikers voel dikwels skuldig of gestres wanneer hulle hul daaglikse doelwitte nie bereik nie, met sommige doelwitte wat onrealisties of selfs ongesond is. 'n Studie aan die University College of London en Loughborough University het 58.881 plasings op X, wat voorheen natuurlik Twitter was, oor 5 gewilde fiksheidstoepassings ontleed en met behulp van KI is 13.800 negatiewe plasings raakgeloop en geïdentifiseer, waarin gebruikers gevoelens van skaamte, frustrasie en teleurstelling uitgedruk het. Sommige het gewaarsku dat die toepassings onrealisties of onveilige kalorieteikens aanbeveel. En die navorsers het gevind dat konstante herinneringe en waarskuwings emosionele spanning veroorsaak en dat tegniese foute gebruikers se motivering kan ondermyn. Kan jy daarmee identifiseer? Ja. Sommige gebruikers het gesê dat hulle oefen en dieetbesluite meer gedryf word deur negatiewe emosies as deur die begeerte om hul doelwitte te bereik. Wat 'n storie. Jy sien. En weet jy wat, ek kan dit verstaan, want ek meen, wanneer ek byvoorbeeld gaan draf, en dit vat my, dit voel partykeer asof dit my langer neem, jy weet, om 'n sekere hoeveelheid kilometer in te palm. So dit gebeur, en dan soms na die tyd as ek kyk, en dink ek, ek gedink ek het beter gevaar, jy weet. So, in jou geval is daar nie iemand anders in die huis wat jou horlosie kan leen of so op die hardloop nie, jy weet, soos in die Koene se geval, is daar dalk 'n tienerseun of so wat jou horlosie gebruik en dan die app seker heeltemal deurmekaar maak. Maar jy het nie daai probleem nie. Ek het nie daai probleem nie. Dink jy dis 'n moontlikheid of dink jy maar regtig 'n app is so ingestel, sy kop kan nie delay raak op 'n stadium nie? Nee, ek dink dit kan. Ek dink ons het ook mos nou al gesien met tegnologie en veral tegnologiese toestelle dat jy dit naderhand maar moet vervang, dink ek. En natuurlik ook iets soos die sagte ware, jy weet, ek dink dis iets waarvan 'n mens dikwels vergeet, om seker te maak dit word die hele tyd bygewerk. Update. 'n update, sogenaamde updates. Maar nooit opgedateer nie, bygewerk. Daar sê, pragtig. Okay, wel, as jy nou een van daai apps gebruik, sterkte vir jou. Ja, ons moet miskien liewer daai toestelle dra wanneer ons op stel is ook. Net om seker te maak
Ons hart bly. Ons harte bly baie gemaklik en kalm. Net om af te sluit, ek weet Annie het ons baie pad wedloop en goed gedoen. Ja. Al, maar voor apps het hy seker alles neergeskryf in 'n boekie of so dalk. Moet nou hoor of hy nie dalk so 'n boekie het. Annie, dalk kan jy ons vertel en dalk kan jy bietjie meer by die apps betrokke raak. Dit sal interessant wees. Maar ja, so gepraat van negatiewe invloede. Het jy al ooit na een van hierdie smaakmakers op sosiale media geluister en jouself afgevra, waar kry die persoon die inligting vandaan? Ja, baie keer. Wel, hier is 'n interessante storie, want China vereis nou dat smaakmakers professionele kwalifikasies moet hê indien hulle oor sensitiewe onderwerpe soos medisyne, gesondheid, onderwys, regte en finansies praat. Hulle moet hulle kwalifikasies verifieer en platforms moet inhoud monitor en ongekwalifiseerde inhoudskeppers verban. Verskeie advertensies word verbied en opvoedkundige inhoud moet wetenskaplik korrek wees. Selfs die plasing van bronne word vereis. Die doel is om valse inligting te beperk, inhoud te professionaliseer en sosiale en ideologiese beheer te versterk. Vir smaakmakers beteken dit hoër standaarde en moontlike beperkings, terwyl platforms verantwoordelikheid dra vir verifikasie en toesig. Nou hierdie regulasies toon 'n skuif na streng beheer van aanlyn inhoud in sensitiewe vakgebiede. Ek persoonlik dink dis 'n baie goeie ding, want dit gaan die verspreiding van fopnuus en inligting beperk. Maar ek wonder net, wel dis China, ek glo hulle het die vermoë om dit te reguleer, maar ek wonder tog hoe gaan daai proses werk. Maar gaan dit oor die feit dat smaakmakers nou regtig soos in vir jou een of ander ding vertel wat jy nou moet glo medies reg is, ja, of is dit hulle opinie? Ek dink dit gaan daaroor dat hulle self soms voordoen as kenners. Aha. Jy weet, en hulle het daai invloed. Dis ek dink op wat ons hierso doen of wat ek agterkom in Suid-Afrika nogal is 'n smaakmaker sal eerder sy opinie deel. Met ander woorde, ja. Ek het onlangs 'n 12 weke kursus gehardloop vir hierdie om my gesig blinker te kry of so iets en dan daai terugvoering te gee en hoe jy dit beleef het. Maar om nou regtig te sê en medies aantal en daai tipe goeders, dan dink ek ook ja, jy moet seker maak jou feite is korrek en jy weet waarvan jy praat. Daar is 'n fyn lyn en ek dink net dit is in hierdie stadium van so aard dat mense nogal baie staat maak op smaakmakers omdat hulle soveel tyd ook op sosiale media platforms spandeer. So daarom sal 'n mens eerder wil hê dat die regte inligting gedeel moet word en ek meen daardie smaakmakers moet eerder by die dokter se deur gaan aanklop en by hom sit en gesels. Ja. So laat hierdie ook nou vir jou 'n les wees, nê? Jy weet mos nou baie meer aktief smaakmakers soos jy is, ja. Smaakmakers soos jy is, sou ek eerder sê. Ja, laat 'n ou die feite eerder mooi reg hê en gaan sit met iemand, maak 'n onderhoud daarvan, maak 'n podcast, vlog, whatever hulle dit noem, maar wees versigtig. Wees altyd versigtig. Nou dit is tyd om die wenners aan te kondig van die kaartjies na die Klein Groen Blom vertoning wat 31 Oktober by die Theatre of Marcellus by Emperor's Palace plaasvind. Baie geluk aan Sarel van den Berg, Simonay van Rooyen, Pietro Kreur, Sunay Styl, Liesel Barnard, Michelle van Sail, Denise Mouton en Lissie Klaasen. Vir diegene wat nie gewen het nie, kaartjies is nog beskikbaar by Ticketpro. Maar jy kan intussen ingeskakel bly, want ons is nou weer terug hier by Goeiemôre, Good Morning. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theatre of Marcellus bied aan Klein Groen Blom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Welkom terug. Ons matriek is tans besig met hulle eindeksamen en die vraag wat baie hulle self nou afvra is waar hulle volgende jaar gaan studeer. Ek gesels nou met die stigter en bedryfshoof van die Academic Institute of Excellence, Leon Smalberger, om uit te vind wat hulle vir studente bied. Goeiemôre Leon en hartlik welkom. Goeiemôre almal. Goed Leon, jy het 'n interessante stelling gemaak dat Suid-Afrika se onderwysstelsel gebou is vir 'n wêreld wat nie meer bestaan nie. Wat presies bedoel jy daarmee? Ja, ek sal sê 'n interessante stelling in terme van instansies wat regtig nie meer vir studente die vryheid gee om hulle studies te doen op 'n manier wat hulle pas. Ons het gesien na COVID dat die tegnologie en die manier hoe goed gedoen kan word, kan nie meer dieselfde bly nie. En ons het gesien hoe die mense aanlyn klasse aanvaar het. En dit is jammer om te sien dat vandag van daai klasse amper half teruggegaan het na 'n tradisionele model toe. Wanneer daar soveel goeie goed was wat daar uitgekom het. Om flexibility en opsies te gee en nog steeds te verwag dat 'n student elke dag dalk op klas moet wees, of hy nou daar is vir 'n uur of 'n halwe dag of dalk een keer 'n week is nie meer realisties nie en ek glo ouers en studente wil meer hê en hulle vra vir meer. En ons glo ook as 'n instansie is dit ons verantwoordelikheid om studente hierdie opsies te gee. Dit is nie meer 'n goeie iets wat uniek is meer nie. Ek dink dit is nou 'n nodigheid vir alle studente. Nou vertel net vir ons 'n bietjie meer, jy weet vir ons kykers van julle instelling, want vir die wat dalk nie weet nie, wat maak hierdie instelling anders as tradisionele universiteite? Ek wil nie sê dat ons is anders as tradisionele universiteite nie. Inteendeel wil ek die stelling maak dat AIE is 'n hoër onderwysinstansie, 'n instansie wat produkte het wat op universiteit level en universiteit vlak is. En ek dink dit is ook belangrik om vir die luisteraars te sê, is dat wat ons het is gelykstaande aan 'n universiteitsvlak en die mense verstaan dit nie alles nie. Wanneer jy na ons toe kom, kry jy dieselfde
dieselfde uitkoms as wat jy na onder universiteit vlak sou gegaan het. Ons gaan deur dieselfde proses en universiteite gaan deur dieselfde proses as wat ons gaan om goedkeuring te kry. So ek wil daai gedeelte dalk eers noem en ek dink dan waar dit kom by AIE en wat ek voel ons meer uniek maak is eerstens ons leermodelle wat ons studente al voor COVID opsies gegee het om hulle eie skedules op te stel, om te kies waar hulle klasse vandaan bywoon, om te kies om op kampus te wees vir 'n spesifieke rede en nie net omdat tradisie dit vereis nie. En vir ouers daai opsie te gee om te sê bring jou kind kampus toe, maar op dae wat dit nie nodig is nie, laat hy sit by 'n tafel en deur ons aanlyn platform alles kry wat hy regtig nodig het. Moenie die verkeer aandurf as jy nie hoef nie. En dan laastens, ek glo ons het baie goeie en unieke produkte. Ons is van die min mense in die land wat tans op universiteitsvlakke, op professionele vlak, ingenieurswese doen, argitektuur doen, nie net die tradisionele besigheids- en ontwerpstudies nie, en ons doen daai ook, maar ons het 'n baie goeie alternatief vir studente op 'n vlak wat ek glo ons baie op 'n hoër kwaliteitsvlak. Leon, net laastens, waar kan ons kykers meer inligting in die hande kry? Van AIE kan julle asseblief na ons webwerf toe gaan, www.aie.ac. Ek glo alles wat julle nodig het sal daar wees en dan kan julle van daar af altyd ons kantoor of ons kampus bel. Ons mense is altyd gelukkig om met nuwe en potensiële studente te werk. Ons nooi julle uit na ons oop dag. Ons het 'n nasionale oop dag die 5de en die 6de Desember en ons nooi die ouers en die studente uit om vir ons te kom hulle sê met ons te kom gesels. Leon, baie dankie en ek dink dis interessant om dalk net by te voeg dat julle kampusse in Midrand, Kaapstad, Pretoria en Greenside het, maar die tyd het ons ingehaal, so bly gerus ingeskakel, want net hierna gesels Arnold met die legendariese cricketspeler Gogga Adams. Is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning, maak ook seker jy gaan volg ons op al ons sosiale media platforms. Ons is nou weer terug. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real.
Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, lekker om jou saam te hê. I'm Arnold Getson. This morning I have the incredible opportunity to speak with a true giant of South African cricket in all of its facets. His unique bowling style earned him the nickname Gogga, and as a cricket South African coach, he's responsible for developing the next generation of bowlers. Here he is, the man himself, the legend Paul Adams. Paul, nice to have you with us all the way from the Cape, I believe. Thank you for your time, really appreciate it. I think the first thing that most people would want to know is, what does Gogga do with his time these days? Good morning, Goeiemôre. Yeah, thank you for such a great info. I think for me, I'm just very much involved with Cricket South Africa in terms of their high performance program. And then also I do a bit of my private coaching, so very much involved in the game. Since the moment I walked onto the cricket field, it hasn't left me still, so very much energized, yeah. One of the things that always strikes me for someone like you that went from playing into coaching is, do you miss the playing days, or is that gone? You know, you miss, the only thing I miss is the aches and the pains. You know, that I don't miss, that stuff. But the playing, you know, when you sitting on the side of the field, you sometimes get that urge, oh, wow, I can maybe get onto the field and to make a difference or do something. But, you know, when you moving to retirement of playing the game, you got to make a decision that it's all done. But at the moment, I still get that good feeling of when you're coaching, you get the feeling still of the adrenaline, wanting to look for the solution, wanting to win. It's still there. I was really amazed to see that you are a man who not only knows how to get the ball out the back of the hand and wielded the bat with great success, but you can wield a pen quite nicely as well. The poetry stuff. Talk to me about that, please. Yeah, no, I did a bit of poetry at the last T20 World Cup with the women's game. We were out in Dubai, and I was asked to do sort of the pre-match conversations and discuss about how we're going to motivate the ladies into the game and how do we calm the nerves. So I took it upon myself to, with every game, I came up with a different theme. One of the opening games I used actually grounding, where I took my shoes off and I made sure they had to feel and be present and feel the ground beneath their feet to make sure that they stay ball by ball. In the next game, I thought, okay, let's get into some poetry. And I wrote a poem just about the game and how to stay present, how to be really in the moment and to bring the performance. And the ladies loved it. They said, now, Paul, what are you going to do for the next game? And I just continued and moved along with a different theme. But it was good fun. So glad to hear that. And I'd like you to send us one or two. Maybe we can read one or two of them in time. Who knows? Maybe there's a book in the offing as well, Paul. I'm very interested to hear from you. What are your thoughts? And it's been a few years since you were last walking out as a player. But what are your thoughts on where cricket is right now? I'm talking tests, one-dayers, and also T20. Well, I think Cricket South Africa at the moment is doing a great job. Currently test the world champions. So Shukri Conrad's come in, taken over both formats now. He's done well in the red ball. And he's got T20 World Cup coming up later on in next year, beginning of next year. So it's important for them how they shape up. And I think it's been great for them just to really keep it positive in that way. And, you know, in our women's game, today is a semi-final out there in India. We're playing up against England. So Cricket South Africa and the Proteas, ladies and men, are really performing well out in the field.
Funny, that was going to be the next question. You set it up beautifully. Unfortunately, they've bookended their group phase with a horrible start and a horrible finish. How do you walk away from that and tweak the mental side of things to not let that influence today's game as much? Yeah, so those two teams that they lost are the big challenges. Normally in the ladies' game, it's England, Australia, and India, which are the tough opposition. So South Africa is up against it again today. And I think in previous World Cups they've lost to England. England's got a big powerhouse, but you never know. In our T20 World Cup last year, it was a once-off game in the semi-final. We beat Australia convincingly. So the ladies have got belief. They've got that belief, and they just got to take that spirit out there and really just put a great performance in. And this is what the beauty of cricket. On your day, you can win it for your team. Paul, let's talk about the Paul Adams Foundation. What do you endeavour to do, and how's it going with that? Yes, it's an initiative that for over a couple of years I've been putting it together, and finally we've sort of structured it now. And for me to go back into communities and encourage sport back into the communities and be that beacon of light for our youth. And for me, we start kicking off end of November with a sports day out in Lavendale here in Cape Town in our communities. And yeah, we're on the move now, looking for sponsorship, looking for partners to come on board with the Paul Adams Foundation and to encourage sport and just get that energy back and find the love. And hopefully we find the next Focha out of the program as well. It doesn't just go along with sports days. It also, we're going to be developing our bursary fund side of things as well. So, and take a journey with a talented sports girl or sports boy, and hopefully to develop them into society will be great. There's obviously lots of talent out there. Yeah, there's big talent, and I think there's lots of opportunities to be able to tap in. We're always asking for government, always asking, but I think we as for me, I've grew up in those areas and made it through. So telling the story of my life, how I went about playing, and to be able to play on the top flight of cricket is an inspirational one, and I think it's one that needs to be told all the time, and hopefully it inspires the next generation as well. Paul, it's been a real honour to talk with you. Keep up the good work, and when it comes to cricket coaching and what you know, I think you've seen it all and done it all. So thank you very much for your time. We really appreciate you. Bly ingeskakel, want net hierna sluit ons by Geestesgesondheid Bewusmakingsmaand af met die psigiater Kobus Roux. En die interessante ding is, hy gesels met Pieter. Nou, as jy vir Pieter hier in die ateljee sien, sal jy dink, hy het juis 'n dokter nodig wat die soort van ding kan uitsorteer. Maar dit gaan ook ernstig wees. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, bly net waar jy is. Jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go.
Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. You pay less at Clicks. You pay less at Clicks with great savings. Save 30% on Vaseline CeraGlow products. Buy any 3 Dove aerosols, roll-ons or sticks, cheapest one free. And buy Tresemme hair care products 2 for R200. And you could win one of 10 Dyson hairdryers when you swipe your Clicks Club card. Clicks. Feel good. Pay less. Ter afsluiting van Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand bespreek ons skizofrenie. Dis 'n kondisie wat meer as 24 miljoen mense wêreldwyd raak. Ek gesels nou met die psigiater Dr. Kobus Roux oor hoe om mense wat aan hierdie toestand ly beter te ondersteun. Kobus, goeiemôre. Goeiemôre en dankie dat jy ons hier het. Dis vir my baie lekker dat jy so vroeg hier so is. Net so vir baie mense wat nie weet nie of wat dalk wonder of wat dalk dink hulle weet, wat presies is skizofrenie? So skizofrenie is 'n baie ernstige psigiatriese siekte. Dit affekteer omtrent 1 tot 1.5% van die populasie. Dit het 'n baie sterk genetiese grondslag. En dit is 'n siekte wat 3 komponente het. Ek dink mense raak altyd bietjie die mekaar en dink dat skizofrenie is iemand met baie persoonlikhede wat nie waar is nie. Maar dit affek jou persepsie van die wêreld. So jy hoor stemme in jou kop want jou sintuie werk nie mooi nie, alles gebeur in jou kop, so dis asof jy in 'n droomwêreld lewe, so jy hoor stemme in jou kop, jy sien goed wat nie daar is nie, jy het delusies, so dit is baie keer mense wat paranoid is en net in hulle huise bly en dink die veiligheidspolisie is besig om hulle te agtervolg of so, en dan gee dit ook gedagteprosesversteurings, so mens praat op 'n snaakse manier en jy kan nie altyd volg wat hulle sê nie. Ja, en jy weet, wat is die grootste wanpersepsies of jy weet mites wat mense het rondom dit? Ek dink die ding is mense is bang vir skizofrenie en omdat dit 'n rare siekte is en dis 'n baie ernstige siekte. Ek dink dis goed om daaroor te praat want dit is soos die woord kanker in die ou dae. As jy kanker gehad het, gaan jy doodgaan. As jy skizofrenie het, is jy verskriklik siek. Deesdae het ons baie goeie behandeling vir skizofrenie as jy dit vroegtydig optel en vroegtydig begin behandel. En ek dink dis die belangrikste ding is baie keer word mense psigoties op 20, 23 jaar oud en dan word hulle nie gediagnoseer met skizofrenie nie en dan kry hulle 3 of 4 aanvalle voordat hulle regtig behandeling kry en elke aanval wat jy kry, 'n akute aanval, kry jy breinskade. So hoe vroeër jy die toestand kan diagnoseer, hoe beter. Ja. Jy het nou nogal genoem in die 20s, is dit maar gewoonlik ook die tyd wanneer so iets gediagnoseer kan word? Tussen 25 en 35 is die belangrike tyd wat die eerste psigotiese episode kom. Wie kry die swaarste met hierdie kondisie? Die pasiënt of die mense wat na hierdie mense moet kyk en omsien of die familie wat met hulle lewe deel? Ja, nee, ek dink dis baie sleg vir die familie wat hulle lewe deel, veral wanneer mense begin psigoties raak en hulle begin glo almal is besig om my te vergiftig of so, dan is dit baie moeilik vir die familie om na hulle te kyk. En daai mense se selfsorg is ook baie sleg. So dit is 'n baie groot burden sê hulle op die caregivers. Mediese behandeling, dit is daar en hoe belangrik is dit om dit te kry? Dis baie belangrik om dit te kry. Ek dink ons is baie erg daaroor dat daar gediskrimineer word teen mense met geestesiektes. So daar's ander siektes soos HIV en vigs of hartaanvalle. Op 'n stadium was hartaanval die groot oorsaak vir mense om dood te gaan. Maar die kardioloog het ingespring en hulle het gesê as jy jou eerste hartaanval kry, die belangrikste ding is jy moet 'n stent kry om te keer dat jy 'n tweede hartaanval kry, want as jy 'n tweede hartaanval kry, kry jy meer hartskade en jy gaan vinniger dood. Nou met skizofrenie is dit dieselfde. As jy op 25 jou eerste psigotiese episode het en jy kry van dan af die regte behandeling. En die regte behandeling is baie duur intensiewe behandeling. Die beste medikasie om te gee is inspuitbare middels, want daai mense drink nie altyd hulle pille nie. Die inspuitbare middels is duurerig. Dan het jy nodig om vir 'n 2 jaar tydperk arbeidsterapie te kry, psigoterapie te kry en intensiewe mediese behandeling te kry. Die mediese fondse wil nie altyd daarvoor betaal nie. Maar daar is regulasies deur die Council of Medical Schemes wat sê die mediese fondse moet betaal.
So ek dink dis die ding, as jy 'n stent insit vir 'n ou met 'n hartaanval, kos dit R200,000. Maar as jy skizofrenie het, wil hulle nie eers R5,000 betaal nie. En die ander probleem is, ek meen jy's met skizofrenie, wil die ouens nie hulle medikasie gebruik nie, want hulle is seker bang. Jy weet, jy vergiftig my nou of dit, behalwe nou vir die toegang tot dit of die kostes daarvan. So ek weet hulle sê non-compliance met medikasie. As iemand 11 pille in 'n jaar nie drink nie, dan is hulle nie goed gereguleer nie. Ek meen, as ek antibiotika drink, vergeet ek altyd na die 3de dag om my pille te drink. So om pille te drink is baie moeilik, en as jy elke dag pille moet drink, doen jy dit nie altyd nie. Dis hoekom ons dink dat die inspuitbare, jy kry 'n inspuiting eenmal elke maand of eenmal elke 3 maande, dit reguleer jou vlakke en is net baie beter. Wat so ondersteuning het hulle nodig? Ons weet nou van die mediese hulp wat nodig is, maar wat so ondersteuning kan 'n mens gee vir mense met skizofrenie? So ek dink die belangrike ding is mense vra altyd oor ondersteuningsgroepe en goedkoop behandeling en so aan, maar ek dink wat die wanpersepsie wat mense het is om te weet dat dit 'n duur behandeling is, dis mediese behandeling, en as jy 'n kind het wat skizofrenie het, wat eerste keer psigoties geword het, moet hy ten minste 20 sessies met 'n sielkundige en 'n arbeidsterapie deur die res van die jaar bywoon om weer normaal te kan funksioneer. En al hierdie siektes is, hoe langer die siekte aanhou, hoe meer siek word die mense. So hoe vinniger jy hulle behandel, hoe meer normale lewe kan hulle hê. Is dit 'n oorerflike ding? Jy het gepraat van die genetika. So die genetiese lading is die sterkste by skizofrenie, maar ek meen mense het ook 'n verskil tussen Parkinsonisme of Parkinson se siekte. So skizofrenie is 'n genetiese siekte. Dis 1% van die bevolking wat dit kry. Maar daar's middels soos DAGA en TIC veral wat vir mense dieselfde tipe siekte kan gee, en as jy lank genoeg siek word, dan kan jy 'n skizofrenie-agtige siekte kry wat jou brein dieselfde aanpas. En dit is 'n groter deel van die populasie wat daai siekte kry. So daar's baie meer mense wat psigoties raak as net die wat skizofrenie het. So laaste gedagte ook, mense wat skizofrenie, mense obviously versorg en na hulle omsien en goeders. Ek dink hulle het ook baie hoë stresvlakke en uitbranding en goeders. So wat se raad het jy vir hulle? Ja, wel. Hulle moet ook hulp kry. Dis wat ek dink. Want ek meen die groot ding is jy word betrek by die ou se delisies. So jy's die ma wat vir hom kos maak en vir hom sorg, maar skielik word jy lid van die veiligheidspolisie of die terroriste wat besig is om my aan te val. So daai mense word aggressief met hulle caregivers en dis baie moeilik. Ja. Waar kan 'n mens meer inligting kry? Jy weet, as jy dalk wonder of iemand dit het of as jy mense wil help. Wel, ek dink dis die belangrikste boodskap wat ek wil sê is dis 'n ernstige mediese siekte. As jy enigstens wonder, moet jy mediese hulp gaan soek. So jy begin by jou huisdokter en hulle kan jou verwys na 'n psigiater. Ek dink almal wat skizofrenie het, moet spesialistbehandeling by 'n psigiater kry. Ja. Kobus, baie dankie, dit was baie insiggewend dat jy so vroeg hier by ons kom inloer het, en ja, daar het julle die inligting en ons gaan dit ook later op al ons sosiale media platforms deel, tesame met ons heruitsending. So, jy gaan niks mis nie. Bly ingeskakel, want net hierna is hy terug. Ons eie minister van Finansies het gesê, nee wat, hy wil 'n bietjie finansie nuus met ons kom deel, so jy moet nie weggaan daarvoor nie. Hy en Elsa gaan lekker gesels, natuurlik die een en enigste Tuis van Sap. Goeiemôre, good morning. Ons is nou weer terug. You pay less at Clicks with great savings. Save 30% on Vaseline Seroglow products. Buy any 3 Dove aerosols, roll-ons or sticks, cheapest one free. And buy Tresemme hair care products 2 for R200, and you could win one of 10 Dyson hairdryers when you swipe your Clicks Club card. Clicks. Feel good. Pay less. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe.
Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Dit is bietjie tyd om jou geldsaake te bespreek en vandag is Thys hier om die algemene markverslag vir die laaste kwartaal te bespreek. Thys, ons bespreek nie uittrede nie, ons bespreek nie aftrede nie, maar hierdie is 'n baie belangrike kwessie waarby ons moet uitkom, maar welkom terug hier by ons. Dis lekker om te wees ons. So wat behels die gryslys en hoekom is dit belangrik om nie op daai lys te wees nie, want almal is aan die gons daaroor. Ek dink Elsa nommer 1 is baie belangrik veral vir die laaste kwartaal en natuurlik jy weet vir die vorige paar jare waar ons regtig vir daadwerklik hard gewerk het om van daai lys af te kom. Ja. En ek dink ja, as mense gaan kyk daai bewoording rondom die gryslys en wat dit eintlik beteken, jy weet, is dit eintlik daai faktor van money laundering en terrorismebefondsing en 'n klompie goeders wat rondom dit gaan. En ek dink net die assosiasie rondom dit is klaar negatief. Jy weet om geassosieer te word daar buite in die publiek byvoorbeeld nie net in Suid-Afrika nie, maar ander fondsbestuurders reg oor die wêreld. Maar ja, ek dink ja, dit is 'n baie positiewe rigting wat ons ingeskiet het, juis om onsself van daai lys af te kan kry. Maar natuurlik is ons nog steeds onder die groot vergrootglas en kom ons kyk maar dat ons maar net van daai lys afbly. Maar ek dink is positief vir buitelandse beleggers. Nou dink jy die verwydering sal buitelandse beleggers teruglok? Jy sê dit lyk positief, maar dink jy ons gaan dit regkry om hulle terug te lok? Ek dink so. Ek dink daadwerklik as jy gaan kyk, jy weet van 'n mandaatperspektief af, van ander fondsbestuurders reg oor die wêreld, is daar sekere faktore waarna hulle kyk en ek dink as jy byvoorbeeld dan nou gaan kyk, grysstatus is een van die goeders wat hulle byvoorbeeld dan sal sê, ek kan nie volgens my mandaat in daai ekonomie belê nie as gevolg van grysstatus. Maar as hulle byvoorbeeld dan nou van grysstatus af is, dan is hulle weer daadwerklik, jy weet, in staat om dan basies, jy weet, weer volgens hulle mandate kan optree en dan daai kapitaal hier te kan belê. Ek wil altyd so ekstra vraagie ingooi wanneer jy hier by ons is. Ek maak misbruik van die geleentheid, maar ek hoor geluide dat dit moontlik so bietjie van 'n meer negatiewe impak op die verbruikers kan hê. Ja. Is dit so? Ek sal sê ja en nee. Ek dink as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk, die hele ding rondom dit was 'n negativiteit en 'n negatiewe konnotasie wat 'n negatiewe impak het op jou binnelandse bruto produk. So met ander woorde as jy sekere goederes wegkry en wat so kan verminder, soos byvoorbeeld werkloosheid, as jy jou rentekoerse verlaag, van grysstatus afklim, jy weet en 'n klompie ander dinge wat saam bysit, jy weet dan word dit 'n positiewe resep in plaas van 'n negatiewe resep. Goed, dan beweeg ons aan na die volgende kwessie toe. Ons sien toe dat nog 'n maatskappy die JSE verlaat. Ja. Hoekom gebeur dit? Kyk, as 'n mens gaan kyk, weer eens aan die laaste kwartaal is daar nou soos byvoorbeeld nou Adcock Ingram wat nou afklim van die JSE af, 'n baie goeie maatskappy, maar as 'n mens gaan kyk byvoorbeeld hoekom gaan maatskappye byvoorbeeld na die JSE toe of byvoorbeeld as ons nou die Engels woord gaan gebruik stock exchange. So dan gaan jy soontoe om basies weet kapitaal te bekom van die algemene publiek en natuurlik weet vir uitbreidingskapitaal of watter rede dit ook al mag wees, maar natuurlik is daar 'n sekere raktydperk waar jy byvoorbeeld in daai maatskappy op daai rak wil plaas en dan
basies uitbreiding kan gee. En dan is daar baie keer waar dit byvoorbeeld selfs 'n genoteerde maatskappy versadig sal wees en na exit toe gaan. En dit kan dan wat sal verleen word deur institusionele kapitaal, pensioenkapitaal of byvoorbeeld dan nou 'n ander genoteerde maatskappy, soos byvoorbeeld Nato Pharma, weet wat op die New York Stock Exchange basies genoteer is, wat natuurlik hierdie aandele wil uitkoop teen R75 per aandeel. So dan basies jy weet Bidvest is nog steeds die majority aandeelhouer van hierdie maatskappy in Suid-Afrika, maar nou kry jy 'n internasionale maatskappy wat byvoorbeeld hierdie maatskappy nou wat som uitkoop. So dit is 'n negatiewe konnotasie om te sê okay, maar nou jy weet dis die dinge wat die wiele is besig om af te kom nie. Dis inteendeel positief. Ek wil vir 'n oomblik 'n bietjie stil staan by die JSE want my vraag is hoe vaar die algemene JSE en hoekom belê die meeste mense en portefeuljebestuurders in die top 40 om die waarheid te sê ek sien so wat 80%. Ja, ek dink dis eerder die skrikwekkende faktor waarna ons moet gaan kyk. Want as 'n mens byvoorbeeld gaan sien, jy weet sedert was in 1994 was ongeveer 600 maatskappye op die JSE beskikbaar. Okay, vir fondsbestuurders en algemene publiek om van te selekteer. En as mense dan nou gaan kyk, jy weet dit is dan nou tussen klein, medium, groot maatskappye, finansiële maatskappye en as ons byvoorbeeld dan nou gaan kyk weet mynbou en hulpbron tipe van maatskappye. Maar op hierdie huidige stadium is daar minder as 300 opsies beskikbaar. En natuurlik jy weet stelselmatig word dit al hoe minder. Maar die grootste probleem wat ons het dat die top 40 word die meeste gestimuleer ongeag jy weet die ander maatskappye wat byvoorbeeld beskikbaar is. Nou uit daai top 40 se top 10 word daar tot en met ongeveer ook 80% gekoop. So nou sit jy met 'n probleem die top 10 byvoorbeeld op 'n gegee tyd op die top 40 so omtrent 6-7 maatskappye wat in hulpbronne en mynbou is. Okay. So jy sit eintlik met 'n faktor van 70% myntjie sit jy in mynbou. So ek het na top fondsbestuurdersfondse gaan kyk wat 100% equity funds is en as mense selfs hulle top 10 holdings gaan kyk binne in hulle fonds het hulle ook tot tussen 6 tot 7 wat so maatskappye is in die hulpbronne sektor. So dit wys ook wat ek sê het substansie, maar dan daai diversifiseringsvraag Els. Ja, altyd. Hoe ver is ek dan regtig waar gediversifiseer in 'n saamgestelde fonds? 7 uit 10 van my top 10 holdings is byvoorbeeld in 'n mynbou sektor. So ek sien ek in 'n mynboufonds. In 'n mynboufonds. Nee, maar goed, ons is dan miskien kan jy volgende keer net daarop fokus. Ek weet vir ons ook 'n paar wenke gee. Is daar gevaartekens op ons algemene mark en wat kan dit vir inkomstetrekkers beteken? Die grootste probleem is ek sal nie sê daar's gevaartekens want die laaste 3 jaar of die laaste 2,5 jaar het die JSE regtig goed presteer. Maar as ons dan nou net daarso gaan stop, wat is goed presteer en weer eens ons gaan teruggaan okay, maar wat is my top 40 scenario en my top 10 van my top 40? En wat het daadwerklik daartoe toegevoeg is kommoditeitspryse wat natuurlik deur die dak geskiet het en natuurlik lyk dit goed op daai balansstate van daai sekere maatskappye en natuurlik uitpresteer hulle mark. Okay. Maar as 'n mens byvoorbeeld nou gaan cherry pick, jy weet in daai segmente wat ek nou van gepraat het, daai pilare, soos klein, medium, groot maatskappye, finansiële maatskappye en natuurlik jy weet nou mynbou hulpbron tipe van maatskappye. As jy 'n goeie saamgestelde portefeulje gemaak het en jy byvoorbeeld 1 of 2 baie goeie maatskappye in elke sektor gaan kies, dan het jy 'n algemene portefeulje groei gehad vir die laaste 5 jaar van tot en met 150%. En hoor wat ek vir jou sê, tot en met 150%. Okay. En dan was jy nog boonop konservatief en jy het 'n baie goeie gemengde mandjie gehad. Jou probleem met inkomstetrekkers as dit kom byvoorbeeld by saamgestelde fondse is natuurlik die wisselvalligheid en die volatiliteit van prys. So as ek byvoorbeeld elke dag moet gaan prys my aandelewaardes en natuurlik bring in volatiliteit en wisselvalligheid. Oor 'n 5 jaar termyn gaan ek altyd skoonbreek of ek gaan baie goed doen. Maar as ek gaan inkomste trek en my EKG maak die hele tyd so, dan gaan jou hart dit dalk ook nie maak nie. Ja, jy weet as jy byvoorbeeld daai inkomste gaan trek nie. Ja. Goed, dan beweeg ons aan na Discovery en nou ook Sanlam wat die privaatmark betree. Hoekom? Ja. Ek dink ja, dit is baie positief, jy weet, veral vir Everest, van 'n groot wat saam en ek moet nou maar dit daaraan gooi. Ek is jammer, ek is deel van Everest. Okay, sorry julle. Maar as ons gaan kyk na Everest Wealth se storie en waar ons vandaan kom, was definitief geweest om vir die algemene publiek daai akses te kan gee na hierdie vernaamste bateklas wat genoem word privaat ekwiteit. Okay. So ons doen dit al 'n geruime tyd. Okay, so ons het die track record daarvoor, ons doen dit al vir 'n lang tyd, maar dit is vir ons baie lekker om te sien, jy weet, dat byvoorbeeld Sanlam, die groep wat Sanlam is, die respek wat ek het vir Sanlam en natuurlik selfs Discovery, die groot respek wat ek het vir Discovery, ek's 'n ou Discovery man myself, jy weet, en alles by mediese fonds ook by the way, in elk geval. Ja, Friepand. Okay, maar as 'n mens byvoorbeeld na daai twee maatskappye gaan kyk en hulle reputasies wat hulle het en hulle wil na daai gesogte bateklas nou gaan kyk om dit ook vry te stel aan die algemene jam publiek.
Okay. So daai se stap in die regte rigting as gevolg van die waarde wat daarso gekry kan word, is baie eenvoudig. Hier het ek die JSE. Okay. Dieselfde ekonomie en dieselfde pilare en dieselfde wat som strukture. Okay. Hier het ek private ekwiteit en dieselfde ekonomie en dieselfde pilare en dieselfde sektore. Okay. Hierdie een word daaglikse prys, hierdie een word nie daaglikse prys nie. Hier kan ek nie volatiliteit bestuur nie, hier kan ek volatiliteit bestuur tot 'n groot mate, verstaan? Maar die konsep kom in een en is dieselfde. Okay. So met ander woorde, hierdie maatskappy kan toekomstig op hierdie wat sal genoteer word, byvoorbeeld om 'n exit te kan fasiliteer of deur institusionele kapitaal, of selfs hierdie hand wat privaat ekwiteit is, het al soveel kere hierdie genoteerde maatskappye uitgekoop en hulle weer privaat gemaak. So, daai is 'n drop the mic moment net daar. Okay, so vir jou, basies jy weet as 'n gefestikeerde tipe belegger en dit word vir jou gegee om te sê ja, ons gee hierdie vir die gefestikeerde belegger daar buite as 'n retail kliënt. Okay, wat nie beskikbaar was in die verlede nie, nou is dit wat sou beskikbaar vir die kliënt. Jy moenie die geleentheid van die hand afwys nie, veral nie as jy inkomste kliënt is nie. Goed, nou wat maak die bateklas so aantreklik vir inkomste trekkende kliënte? Ek dink omdat dit 'n baie langtermyn belegging is. So as jy byvoorbeeld in privaat ekwiteitstipe van struktuur gaan belê, dan moet jy 'n langtermyn horison hê. Okay, en 'n langtermyn horison is tipiese inkomste trekkende kliënt wat nie aan volatiliteit of dan nou wisselvalligheid basies kan blootgestel word nie onder geen omstandighede nie. Okay. So nou kry jy byvoorbeeld 'n adviseur wat daar buite sal sê vir jou, ja, maar as jy tussen 8 en 10 kry, is dit okay, maar bo 10% jy weet is die rooi ligte aan. Ek dink jy moet jou geld gaan terugvra, want dan gaan sit ek dit net wel in die bank. Okay, dan vat ek geen risiko nie. Okay. So met ander woorde, mense moet ook baie versigtig wees aan wie jy jou ore uitleen, want baie kere is dit 'n kundigheidsprobleem meer as 'n basiese algemene probleem om net die kliënt maar bank toe te stuur en sy bankbestuurder te gaan sien. So dit is 'n baie tipe van nie 'n gekompliseerde wat so 'n ding om te verstaan die woord privaat ekwiteit nie, want is niks anderste as byvoorbeeld waar die kliënt reeds wat so gewoond is nie. Die bestuurstyl is dieselfde, alles word dieselfde gedoen. Hy word net nie daagliks geprys nie. En natuurlik die grootste vraag is as jy in so 'n struktuur ingaan, is gaan vind uit waarin word daar belê, presies, sodat jy weet jy's ingeligte tipe van 'n kliënt. Okay. En gaan vra vir finansiële resultate. Okay. En gaan kyk of hulle gereguleerd is. Okay, so sweet talk is easy talk. Okay. Maar gaan kyk of die proef van die pudding is. Okay. En dieselfde met daai ou wat sy mondjie hier vol is en sy maagie is vol, jy weet, en nou wil hy 'n klompie dinge sê, bel ons en kom kyk hoe werk 'n privaat ekwiteit wat soms struktuur voordat jy praat. Want praat is gevaarlik. Al wat ek hoor is huiswerk en nog huiswerk. Dis hy. En ons het al die huiswerk is reeds gedoen, so met ander woorde maak 'n afspraak. Nou maar daar het jy dit. Soos wat ons nou vanoggend gehoor het, ek bedoel jy is die bestuurder van hierdie myn en ons weet dit is vir jou goud werd. So ek gaan sê die mynbestuurder van hierdie goudmyn. Goeiemôre, good morning. En ook ons eie minister van Finansies Thys, baie dankie. Nou moet nêrens heen gaan nie, want net hierna gesels ons met die legendariese Leon Schuster. En as jy dalk ingeskakel wil bly, dan sal jy bitter gou agterkom of hy dit kon regkry om my ook skrik te maak. Want ons almal weet mos nou al teen die tyd dat hy baie lief daarvoor is om poetse te bak. So bly ingeskakel vir daai interessante gesprek en komediese gesprek net hierna. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Die meeste van ons is die legendariese Leon Schuster ewig dankbaar vir sy humor en sy poetse wat 'n mens laat skaterlag en in een of ander stadium in ons lewens 'n bydrae gelewer het. Dis moeilik om nie te lag wanneer jy na een van die films op sy kerfstok kyk nie. Shucks, ek weet nie van enige iemand wat nie gewoonlik een van sy komediesketse uitsonder wanneer hy ter sprake is nie. En ek het vandag die voorreg om hier by hom aan huis te kan kuier. Leon, goeiemôre, goeiemôre. Hey. Ek was nie gereed vir daai nie. Jy moet my nooit uitdaag met 'n prank nie. Goed, nou is ons gereed vir die res daarvan. Baie dankie. Nou pom by hart lekker. Ek, definitief. Ek is nou gereed. Nou maar met daai in gedagte, ek meen ons het nou net gesien dat dit waarskynlik nog altyd deel van jou lewe was. Ek meen ek wil so 'n bietjie teruggaan in tyd. Waar het alles begin? Want soos wat ek verstaan was jy en jou boetie van kleins af baie lief daarvoor om mense poetse te bak. Om poetse te bak is absoluut in my gene in. My ma se 2 broers wat boere was in Beaufort Wes, my oupa Matt, my ma self, my pa en toe ek en my broer, en my broer is amper 'n groter prankster as ek, want hy doen dit die hele tyd, dis vir hom die lekkerste ding in die wêreld. Hy is die hele tyd besig om te prank. As ek in 'n supermark rondloop en ek doen inkopies, dan kyk almal my so aan asof hulle wil sê, hoorie, watch hierdie ou, watch hierdie ou. En ek trek baie pranks in die supermark, veral op die mooi jong mammies, jy weet. Kyk, ons Suid-Afrikaners is verlief op pranks. So ek wil ook so 'n bietjie teruggaan na die dae van die SAIK of by die SAIK en toe jy saam met Vanus Rautenbach gewerk het. Yes, ek het begin met my vrypostige mikrofoon. Dit was die ding se naam, waarop ek die telefoon pranks soos Wackhead nou nog doen. Ja. Ek het seker 50 oproepe daar gehad en ek het al die pranks op daai tyd, maar ek het nie soveel daarvan gedink nie, want dit was deel van my lewe. Ek het nie gedink dis 'n spesiale ding nie. Ja. Toe kry Henny Maas, die destydse programbestuurder, kry hierdie band bo op die staalkas en hy kom eendag na my toe, hy sê, Leon, weet jy dat hierdie goed wat ek ontdek het, ek sê, wat is goed? Hy sê, hierdie gekskeure goed, hy sê, weet jy dat dit 'n wonderlike program sal maak?
Ek sê nee man, dit is sommer ek is 'n boertjie van die Vrystaat. Waar sal ek nou my eie programreeks kry? Toe sê hy, luister, neem nog 'n paar op, maar hulle moet briljant wees. Toe neem ek nog 'n paar op en ek kry toe die reeks en dis waar ek en Vanus begin klik het. Jy weet, ek sê kom help my bietjie ou boet. Ons het mekaar ou boet en klein boet genoem. Beste prank movie wat jy ooit gesien het en dit was Ou Shucks het Schuster. Ja. En daar het ek en Vanus hard gewerk, want daar was skitterende gags in daai program. Daai een waar ek die hoender so oplig en ek sê, o klein, o brein, o foefolletjie van my, waar kan ek kom bly? Daai een. Daai een, Vanus het met daai een, ek weet nie hoe hy daar, maar hy het 'n baie anderste tipe mind gehad. Ja. Daar was nou 'n stadium gewees wat sommige mense toe nou van mening was dat sommige van daai komediesketse dalk so 'n bietjie aanstoot kan gee. Ek dink jy het Suid-Afrikaners al so baie lekker laat lag en verenig ook in die proses. So watter emosies het jy beleef die oomblik toe dit nou gebeur? Toe die mense my begin kritiseer. Ja. Kyk, dit was eers die kritisie. Barry Wrong, hy het vir my verskriklike lelike resensies geskryf, hoor. Ek was baie kwaad vir hom. En ek onthou so goed, my tweede Mr. Bones movie, Bones 2, het die beste gevaar by die loket nog ooit in die geskiedenis van lokale en internasionale movies. Sure. En Barry Range en 'n ouetjie by die beeld het my 0 uit 5 gegee vir daai movie. Toe bel ek om te sê, Range, you weren't right. Dit was nie reg nie. Ek het nie meer begin worry oor wat die 1 of 2 of 3 of 30 mense sê nie. Ek het net naderhand gevoel, bogger almal, dis my kreatiwiteit, ek hou daarvan. Ek het 'n baie goeie kontak met die publiek. Ek weet wat die publiek wil hê, min of meer. En ek was die eerste ou, en ek sê dit in alle nederigheid wat dit reg gekry het, om alle demografiese groepe in die land bymekaar te kry. Ja, Indiërs, swart, wit, geel, Japanees, Chinees, Maltees, die hele lot. En dit was vir my die grootste vreugde om in die aande in 'n teater, ek het altyd agter in die teater gestaan, ek het nooit gesit nie, want ek het die jitters, jy weet, as hulle nie gaan lag nie, wat dan? Yesie, en as ek uit die movies uitstap, en ek sien, kyk, 'n movie, weet jy het gewerk, as jy wegkruip, of hulle sien jou nie, of herken jou nie, en hulle kom uit, en jy staan iewers agter 'n pilaar of wat, en jy check die smiles op hulle gesigte, daai is vir jou 'n bewys die movie het gewerk. Maar as hulle uit 'n comedy uitloop so, jy weet dan moet jy weet jy het geval. Maar jy het nie net 'n bydrae gelewer tot radio en televisie en film nie, maar ook tot die musiekbedryf. En ek dink byvoorbeeld aan iets soos Hier kom die bokke. Wat beteken dit vir jou dat dit steeds, as ek die woord mag gebruik, 'n anthem is in vandag se tyd nog? Jy weet wat my eerste, kom ons begin wat my kwaad maak, regtig. Jy weet, as iets werk, dan werk dit. Maar omdat hierdie regstellende aksie in rugby, het hulle gesê, Hier kom die bokke is 'n Afrikaanse lied, dit verteenwoordig nie die nasie nie, hy mag nie meer by stadions gespeel word nie. En die ironie van alles is, Hier kom die bokke het 'n groot rol gespeel. Ek was daai dag in 95, toe jy 4 jaar oud, nee. Daai dag was ek op Ellis Park, en die gees op daai stadion was net ongelooflik, en elke keer as die bokke so 15 tree van die doellyn van die All Blacks is, dan begin dit op die speakers te pomp, kom my bakke, dan raak daai mense van hulle koppe af. Ek sit daar in 'n baie grand loosie van mense wat my uitgenooi het. Sê maar, ek kry so lekker, en ek is so dankbaar dat die song so goed gewerk het. Maar, Elsa, weet jy wat?
Hulle vra altyd vir my, Leon, wat was die hoogtepunt? Die hoogtepunt van jou lewe? Dan sê ek, dit was nie 'n fliek nie, dit was nie 'n liedjie nie, een van my ander liedjies nie, dit was Hier kom die bokke. Want ek was daai dag daar, en daar's mense 'n banner opgehou, so groot soos die helfte van hierdie kamer, wat hulle gesê het, Schuster for President, waaroor ek baie sleg gevoel het, want ek dacht, hoe voel arme Madiba nie nou nie. Ek het net met ek was so trots daai dag, in nederigheid was ek trots, dat ek het reg gekry het, om die volk weer saam te laat sing, en saam te laat sit. Ek moet hierdie vraag vir jou vra, want ek het al gehoor dat daar baie mense is, wat wonder daaroor, maar wat is die hardste, of dalk net die een klap of hou, wat jy altyd sal bybly? Want jy het 'n paar mense opgewerk, die klap wat my sal bybly is, in ou Saxet, I'm gatvol, daar by die petrol, wat in vulstasie. Ja. Ek en Elfie was soos boemelaars aangetrek, en ons gesigte was vuil en daar het ek met 'n ou besig gewees, ek onthou hy so groot van hierdie Toyota Land Cruisers gery, en toe ek hy lap teen sy venster, hy modder lap, toe spring hy daar uit, en gee my 'n snotklap, hoor, laat my, ek voel my kop spin 15 keer in die ronde. Maar wat ek nie besef nie, is deur 10 tree terug, staan 'n maar gat oukie, maar, skraal, en ek sien hom nie. In die volgende oomblik hoor ek, hier kom iets aangehardloop, en ek draai om, en ek sien hy hou sy vuis agter sy rug, toe weet ek, hierdie ou gaan my klap met 'n vuis, en ek gaan nie kan, ek is te stadig om dit te ontduik, en wragtig, ek sê, hoorie, toe ek nog sê, toe slat hy my hier, nie op hierdie kakebeen, hierso, laat ek bewusteloos met my, hulle dit nie gewys nie, want ons het dit nie geskiet ongelukkig nie. Ja. Ek het gesteier, en toe lê ek bewusteloos met my kop teen die wiel van die Land Cruiser. Uit, dit is die lekkerste gevoel. Dit voel soos narkose, ek beloof jy. Dit was vir my asof ek narkose gehad het, want ek hoor voeltjies chip, ek hoor my oupa se stem in my kop, Leon, moenie in die wintertyd swem nie, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek hoor my ma sê vir my, boetie kom eet, dis tyd. Dit was net lekker, jy weet. Ja. Om uit te, so ek beny hierdie bokses wat so uitgeslaan word, want dit is 'n lekker gevoel, want jou brein skud mos, en net in daai oomblik in, dan is jy net 'n bietjie weg vir 'n ruk. Maar ek sal weer so vuis hou vat, net vir die lekkerte daarvan. Ek dink 'n mens sal nog vir ure kan gesels, maar vir jou wil ek sê, mag jy ons nog vir dekades, of sommer eeue, so lekker laat lag, dat 'n mens se maag amper seer is van die gelag, en dat die trane ook loop, jy weet. Ja. Maar vir nou is dit seker maar tyd om te sê, tata asiasie, want die tyd het ons nou ingehaal. So Leon, weer eens dankie dat ek sommer hier aan huis by jou kon kom inloer het. Jy is altyd welkom, Elsa, baie dankie, ek geniet weer baie. En ek weet nie of ek noodwendig wil dankie sê vir die feit dat daai skrik maak nou vir altyd op kamera vasgelê is nie, maar baie dankie nietemin. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Tog. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke.
Besoek ons by www.iglide.co.za. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Sukkel jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Ja, ons weet daar is baie van ons kykers wat tans besig is met troureëlings en ons weet julle is oorweldig met al die besluite. So ons het gedink ons sal een besluit namens julle neem en daarom het ek vir Saihan Kent hier van Simply Exquisite Cakes om namens julle die cake tasting te doen. En natuurlik het ek hulp ingeroep. Ons voorste koekkenner is ook hier by my, niemand anders nie as Robbie Wessels. Dis 'n groot voorreg om vanoggend saam met jou hier koek te proe. Dankie ou Roster. Saihan, welcome. Thank you very much. It's an honor and a privilege to be with both of you. Yeah, it's going to be exciting, I promise. And the cakes does look exquisite. Thank you. Prachtig, kleurvol. Thank you very much. How long before a wedding should one think about your wedding cake or start ordering your wedding cake? So while you're talking, I'm just going to cut for us. Please do so, yeah. You should start looking around about 12 months before. 12 months, yeah. 12 months to 10 months before you're going to get married, just so that you can ensure that you have, that us as bakers have got space for you. Then around about 6 to 9 months, you book a tasting. Yeah. And then 1 month before you finalize with your baker that you've chosen. Sure. Robbie? Yes. Ja. Julle nou getroud is so goed, het jy ook al hierdie stappe gevolg? Ek kan nou nie eers onthou nie, maar ja, ek besef nou dis nog 'n proses. Dis nie sommer vir 'n week voor die tyd koek bestel nie. Listen, so the flowers is the one thing and the wedding dress is another thing, and then obviously when it comes to the food, it's a different ball game. How important is your wedding cake at the wedding? So I think in today's time, the wedding cake has definitely become a showpiece. It's also, not always though, sometimes people will use it when they go take photos, then everybody will enjoy some cake. Then, yeah, but other times it's left as a centerpiece, which needs to be perfect. And do you think that's also for the bride and the groom? This is now their little bederfie, as I would say. I don't think necessarily for the groom as much as for the bride. The bride wants her cake to be beautiful. Right, so what does a cake tasting involve? So cake tastings, the way that I do it in 3 different ways. You can either select all flavors from me, or you can just get the flavors that you have selected. So if you know what flavors you're choosing, then you select those. If you have no idea what you'd like, then you take all
Like in this numerous case this morning. flavors, I don't know yes. what I like, so let's taste a little bit of everything. Absolutely. And it's not a long process. I mean, it's like having a cup of tea or something with friends. Yeah, so you can either. I prefer that brides come and see me or couples come and see me. Then we discuss everything that you want. You need to tell me if there's a dirt road because most people forget that. That is very important for me to know because your cake will not end up there in one piece if I do not have that information. Goedjies waarin ek nooit gedink het. Okay, so let's start with the tasting. Normally does this happen blindfolded or not? Gewoonlik proe ek iets geblinddoek. Ja, presies. Nee, absoluut. Maar val bietjie weg daar man. Bietjie daar. Ek weet nie wat maar wat is hierdie jaar? What is these two? So you've got a lemon and poppy seed. With a lemon buttercream and then chocolate with salted caramel. Okay, so I specialize in rich moist cake. I don't give sponge cake. So these are rich moist cakes. Heerlike natkoek. Dis hoe ou ons daarvan hou. Ander grap teen ons. Dat ek net bietjie wat sê jy hierso het ons nou 'n heerlike. So you've got vanilla blueberry with vanilla buttercream and chocolate with salted caramel. Och, en ek moet hom so van die icing se kant af vat, Robs. Ja, ek gaan hom ook nou so. Ja, laat ons hom net so vat. Yes. And whose reaction is always for you the best to see? The groom, the bride? So my favorite reaction is actually once I've delivered a wedding cake and either the family member, because I don't want to disturb the bride while she's getting ready. After I've set up the cake for her, I ask her to please send one of her people so that they can give me the final okay. Wow. But sometimes a bride wants to see herself, and when she gets tears in her eyes, I'm done. I'm like, my job. Then you know your job is done. So that is my favorite reaction. Ek moet net sê eers, hierdie koek is glad nie droog nie, né, Robs? No, hierdie koek is amazing, al twee, so ver. En presies, soos wat saam verduidelik, jy proe hom so lekker. Dan moet nou net hierdie sjokolade enetjie proe want jy kry soveel verskillende sjokoladekoeke. Yes. But this one is exquisite. It's just simply exquisite. Sorry, what did you say again is that one? That is a lemon and poppy seed. Lemon and poppy seed was ek het gedink die chocolate koek gaan vir my die een wees wat wen, maar ek moet sê daai een. Ek moet sê hierdie enetjie vir my ook. Ek dink is omdat ons so gewoond is aan sjokoladekoek. Ek dink so. Which one was this again? You see, I don't listen. I'm like a man, I hear but I don't listen. Vanilla blueberry. Vanilla blueberry. Hierdie is 'n heerlike vanilla. So there's also a rise in fruity cakes. So fruit cakes are a thing of the past completely. That's for Christmas time. So now you get like luxury gourmet cakes. So you can have like what do you call? I can't remember the names, but so fruity ones, lemon. Wow. So listen, at Goeiemorgen, Good Morning, we always have surprises, and you brought us a little surprise as well. I did. Kyk net hierdie pragtige koek. Sy het gesê ek kan hom redelik tilt, Robster. Maar nie hoe ver kan ek hom tilt nie. What's going to happen? Sy steek hierdie koek aan die brand. Oeps. En hy wil nie nou aan die brand slaan nie, maar hierdie goeiemôre en die koeke is aan die brand. Hy is aan die brand. Kyk hoe mooi is dit. Is there going to be a surprise in here? Yes, there will be once it's done burning. Jumping Jack Flash. Kyk hoe pragtig. Wat gaan hier aan? Oh, look at this. Dis so nice. Ek gaan nou wys Rob. Hier's 'n fotootjie van ons hier binne. En dan as jy nou 'n exquisite troukoekie het, dan sê jy hierdie is spesiaal vir julle en mag julle exquisite trou hê. Thank you so much for joining us, Thank you so and much we'll put for on having all your me. contact details. No problem. Exquisite cakes. Wow, kyk hoe mooi, kyk. Vuurwarm. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Een aand, 3 digters, een verhoog.
Theatre of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Welkom terug. Nou ja, van die heerlike stukkie koek in die kies na gitaar in die hand. Hier is Robbie Wessels met Karina Malan. Karina Malan bly al jare in Brakpan. Sy ry 'n Ford en sy ry hom lekker rof. Ek self ry 'n Toyota en ek ry hom lekker stout, veral op Vrydag na 'n lekker stywe dop. Die ander dag toe kry ek haar in Brakpan se bar. Ek sê ek sien jy het nuwe tekke op jou Ford. Sy sê ja my liewe chopper, dis die nuwe Firestone. Sy sê ek sien jy kom nog maar 'n bietjie kort. Ek sê nuwe tekke beteken nie jy's Max Verstappen nie. Dit gaan alles oor wat brul onder jou gat. Jy kan met Firestone of Goodyear of Michelin rondry. Dis jou engine wat jou baas maak op die pad. Wil jy dice? Karina, kom ons dice Karina. Ons kan gaan waar niemand kyk hoe ek jou wen, waar niemand ons twee ken. Ek weet jy wil my wen. Jou Ford en my Toyota, kom ons dice is in die ou dae. Almal sê vir my jou Ford is baie nice. Ek deur jou kom ek ken jy dice. Karina Malan is bekend hier in die panne. Die dorpse mense ken haar baie goed. Sy is baie populêr, maar nie onder die manne. Hulle sê Karina breek 'n man se moed. Sy is nie regtig goed in netbal nie, kan ook nie regtig kook en haar houding is nie noodwendig fyn. Sy ruik nie na dierparfuum of oil, sy ruik na stywe sand en cheap brandewyn. Maar gee vir haar 'n bakkie en 'n oukie om te dice en vir die hele dorp raak sy skielik hot. En so Scarlett Johansson gly sy deur die ratte van 'n 1997 Model Ford. Wil jy dice? Karina, kom ons dice Karina. Ons kan gaan waar niemand kyk hoe ek jou wen, waar niemand ons twee ken. Ek weet jy wil my wen. Jou Ford en my Toyota, kom ons dice soos in die ou dae. Almal sê vir my jou Ford is baie nice. Ek deur jou kom ek ken jy dice. Ek ry al jare lank Toyota en Karina ry al jare lank haar Ford. En sy dink seker wie is hierdie laaitie? Wat dink hy is die kat se snor? In Brakpan dag mens niemand sommer uit nie. Veral nie sommer met die intrapslag. En veral nie vir Karina Malan nie.
sê jy wil hê die dorp moet vir jou lag. Maar ek beplan al jare hierdie oomblik. My race is teen Karina Malan. Ek ry van dorp tot dorp en daai's al die legends. Van Kaapstad tot hier in Brakpan. Vroegdag kom die dorp tot 'n stilstand. Almal sluit hulle winkels 1 uur toe. En wag in die hoofstraat vir die groot dice tussen Karina en die skim van Timbuktu. En ons ref hom soos ons wag dat die skoot klap. Ek my Toyota en Karina in haar Ford. En die skoot klap en ons jag af in die hoofstraat. En die hele Brakpan geluid volle bors. Go Karina, go, jy is ons hero. Brakpan se eie pride and joy. En my Toyota ry haar Ford in sy moeren. En soos ek oor die wenstreep ry, skree ek ahoy, wil jy dice? Karina, kom ons dice Karina. Ons kan gaan waar niemand kyk hoe ek jou wen, waar niemand ons twee ken, ek weet jy wil my wen. Jou Ford en my Toyota, kom ons dice soos in die ou dae. Almal sê vir my jou Ford is baie nice, ek deur jou kom ek en jy dice. En daar gaan die tyres en die Ford en die Toyota met 'n stinkspoed. Robbie Wessels, baie dankie. Saam met jou die manne op gitaar, Arno, dankie dat jy ook saam met ons kom inval het hier. Maar voordat ons nou verder gesels, kyk jy gou na die skerm hier op die TV ateljee. Ek het vir jou 'n verrassing. Okay. Loer om. Ja, my liewe chopper. Ha, jy dink mos nou jy's die kat se snor. Het my nou so 'n paar sentimeters weggery en nou dink jy jy's die champ. Luister hier, mannetjie. Gaan fliek jou mallet iewers anders. Ek is Karina Malan. Brakpan ken my. So kom ek sê jou wat. Rematch. Of as jy bang? En moenie dink daai soen het iets beteken nie. Jou liplapa het my gesteek op my lip, man. So kom, roep my op die radio. En laat my weet wat se dag. Tyd, enige plek. Ek bring my Ford. Ons wys jou 'n ding of twee. Wat 'n kampioen. Die een en enigste Karina Malan. Julle kom ook al 'n lang pad, nê. Ek meen, is dit uit die Willie Esterhuizen multiverse? Wie nee, ek en sy het nog nie saam geact in Willies in een van Willie se reekse nie, maar jy weet ons albei het vir Willie geact, jy weet sy het mos nou lank in Molly and Wars gespeel, amazing actress. Ja nee, ek sal nog like om saam met haar 'n reeks op te speel. Dit gaan terstond plaasvind, my vriend. Jy het dit nou uitgesit daar in die universe, maar vertel net eers my Karina Malan geensins anderste as enige van jou ander liedjies wat 'n storie vertel nie. Ja. Hoe het hierdie storie begin? Is dit 'n storie van hoor sê? Is dit iemand wat jy ken? Nee, daai deentjie van wil jy dans Karina het in my kop gesit. Jy weet en ek het juis gedink omdat daai woordjie het so perfek gepas. Jy weet, wil jy dice Karina. Ja. So dis eintlik die oorsprong van die song waar hy begin het en toe het ek die storie om dit geskryf. So vir my het dit net gevoel dit moet wees wil jy dice Karina. En op jou eie unieke manier vertel jy hierdie storie en ek dink 'n ou leef jouself so daarin. Ek meen as jy musiekvideo's en daai goeders ook so sien, dan kom daai akteur ook van jou uit waar jy daai kreatiwiteit aan die dag lê. En dink jy in 'n liedjie ook in prentjies of in die storievorm, presies in die woorde? Nee, ek dink aan hom in prentjies ook, jy weet, Pieter, gewoonlik sal ek eers die song, jy weet, ek sal eers gaan sit en dan kom dit partykeer anders. Jy weet, partykeer is dit eers die melody, ander keer is dit eers die storie, maar sodra ek die storie geskryf het en die song is daar, dan begin ek aan lekker prentjies te dink vir 'n musiekvideo. Jy weet, dit voel amper ek kan nie sonder 'n musiekvideo nie. My vriend, moenie ophou met die prentjies, Emily Woorde nie, Robbie Wessels, Karina Malan. Kyk uit vir sy musiek en ook optredes. En dankie dat julle ook vandag hier by ons gekuier het. Ons is môreoggend weer klokslag terug om 6:00. Ons hoop jy het 'n heerlike dag van die Goeiemôre Good Morning span. Sien julle môre. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel met 15 winkels landwyd
bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed.